bid net eers gou. Hemelse Vader, baie dankie vir u genade, vir u liefde, vir u beskerming. Dankie dat u nie net vir die skepping en die natuur sorg nie, maar ook vir elkeen van ons. Dankie dat u ons toerus met krag en wysheid wanneer ons dit nodig het. Geef ons nog baie meer daarvan asseblief en help ons in ons Bybelstudie besprekings vanaand ook. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Goed. Ek het net weer die teks, ons gaan hom net weer lees, net daai paar verse wat ons nie by uitgekom het nie, van vers 19 af, maar die sinnetjie begin in die einde van vers 18, waar Paulus skryf, ja, ek sal voortdurend bly wees, want ek weet dat dit alles tot my verlossing sal lei, omdat julle vir my bid, en die Gees van Jesus Christus my ondersteun. Dit is immers my innige verwagting en hoop, dat ek nie in enige opsig beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid ook nou, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word, of dit nou deur my lewe of deur my dood is. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Maar as my liggaam bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan werk. Ek weet werklik nie wat om te kies nie. Ek is in 'n tweestryd gewikkel. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verreweg die beste. Aan die ander kant is dit ter wille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly. Juis omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek hier sal bly, ja, dat ek wel by julle almal sal bly, sodat julle vordering kan maak en geloofsvreugde kan ervaar. So sal julle trots op my, wanneer ek weer by julle is, in Christus Jesus nog meer kan toeneem. So Paulus weet sommer, hulle is trots op hom. Nou gaan dit oor hierdie gedeelte, oor die spanning, wat hy oorskryf, lewe of dood, hier of daar. Nou hierdie is een van die mees persoonlike en teologies gelade gedeeltes in al Paulus se briewe. Hy skryf nie as 'n man wat sy situasie teoreties bespreek nie, hy staan voor die werklike moontlikheid van sy eie teregstelling. Nou daar is sy redenasie so in 3 lae. Die eerste een sê vers 19 en 20, hy is vol vertroue dat hy nie beskaamd sal staan nie. Dit wil sê dat Christus verheerlik sal word in sy liggaam. Hy is nie bekommerd daaroor nie, want om nie beskaamd te staan nie beteken ook om nie in die steek gelaat te word nie. Dan sê hy of dit nou deur lewe of deur dood is, maar die woord verheerlik dra gewig. Paulus stel nie sy lewe of sy dood eerste nie, maar Christus se eer. Dit is die lens waardeur hy alles sien. Hy sê daar sy enigste wens is dat Christus verheerlik sal word. En dan vers 21 tot 24 is die tweede laag, as mens dit so kan noem, waar hy daardie beroemde paradoks noem, om te lewe is vir my Christus en om te sterwe wins. Maar hy verduidelik dit, hy sê sterwe beteken om by Christus te wees wat verreweg die beste is. Maar om te lewe beteken nog meer vrugbare arbeid hier op aarde. So hy sit vasgevang tussen twee goeie dinge, nie tussen goed en sleg nie. En dit is nogal 'n merkwaardige plek om te wees. In 2 Korintiërs 5 kan julle 'n bietjie ook gaan lees vers 6 tot 8, waar Paulus 'n soortgelyke spanning beskryf. Hy praat daarvan die tent wat 'n mens bo-oor aantrek, as ek dit nie mis het nie. Ek het nou nie daar gelees nie. Ek weet 1 Korintiërs 15 praat hy ook van wat gaan gebeur die dag as Jesus terugkom. Nou die derde laag is vers 25 tot 26, waar hy tot 'n gevolgtrekking kom, maar nie op grond van sy eie voorkeur nie, op grond van wat die gemeente nodig het. Kan julle hoor hoe onselfsugtig hy eintlik is? Hy sê ek wil baie graag eerder by Christus wees, maar ek besef julle het my nog nodig. Hy is oortuig dat hy sal bly lewe en by hulle sal uitkom, sodat hulle blydskap en roem in Christus kan toeneem. Sy lewensfilosofie is om te dien, om selfs die keuse tussen lewe en dood deur die lens van ander se behoeftes te sien. Dit weer klink sterk in Jesus se eie woorde, waar in Johannes 15 vers 13 gesê het, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe aflê vir sy vriende. Paulus gee nie fisies sy lewe nie, maar hy gee homself as dienskneg. Nou, hier is 'n paar vrae, kom ons kyk of ons bietjie daaroor kan gesels. As na elke kort gedeelte is daar 'n paar vrae. Paulus sê om te lewe is Christus.
Wat sou dit beteken as 'n mens jou eie lewe volgens dieselfde formule moes beskryf? Nou dan sê hulle mens kan daar invoeg, vir my is om te lewe, ja, ons behoort eintlik almal te sê Christus, nê? Maar hoe eerlik is ons bereid om hieroor te wees as ons na ons eie lewens kyk? Nou ek dink aan niemand spesifiek nie, maar daar is maar baie mense wêreldwyd en ons moet nou maar nie Paulus sê ook al, hy wat staan moet pas op dat hy nie val nie. Maar daar seker mense wat kan sê om te lewe is hulle sport, of om te lewe is hulle loopbaan, of om te lewe is hulle gesondheid. Maar ek dink nie noodwendig dat almal dit verkeerd bedoel nie. Paulus het nou 'n verskriklike radikale bekering gehad en 'n baie ernstige roeping. Hy was so bewus van sy roeping om die evangelie in die heidene nasies te versprei, dat hy gesê het, hy gaan nie eers trou nie, want dit gaan net sy tyd vat as hy nou nog aan 'n vrou ook moet aandag gee. En dis hoekom hy daar op 'n stadium so half klink of hy die mense aanbeveel om ongetroud te bly as hulle geroep word vir 'n bediening. Alhoewel hy dan sê dis maar net sy eie mening, maar hy kon nou regtig sê nee, om te lewe vir hom is Christus. Maar dit moet vir ons ook so wees. Ons het nou miskien nie hierdie roeping om Europa te verower met die evangelie in 'n kort leeftyd nie, maar ons moet ons roeping uitleef waar ons is. Daar iemand wat daaroor iets wou byvoeg of vra? Ek dink mens kan maar net weer vanaand 'n bietjie daaroor op dink, of ons hoef nie dit aan die groot klok te hang nie, ons moet ook nie, maar ons hoef nie te verkondig nie, maar om te kan sê om te lewe vir my is Christus. Nou, vraag 2 sê Paulus is vasgevang tussen twee goeie dinge, dis nou nie tussen goed en sleg daarom nie, maar hoe verskil hierdie soort keuse van ander moeilike keuses en hoe behoort 'n Christen dit te benader? Ek weet nie of ons soos Paulus gaan voel nie, alhoewel dit kan ook gebeur, nê? Wat dink julle? Ek dink die volgende vraag sluit daarbey aan, dit help ons dalk 'n bietjie om hieroor te dink. Hy besluit om te bly, en nou nie dat hy regtig 'n groot sê daarin gehad het nie, maar sy keuse, hy sê ja, ek sal maar by julle bly want ek besef julle het my nodig. Maar dis nie op grond van sy eie begeertes of behoeftes nie, nê, maar op grond van die gemeente se. En hoe prakties is hierdie soort selfverloning in die alledaagse lewe, of is dit slegs vir uitsonderlike omstandighede soos Paulus se? Paulus skryf hierdie woorde terwyl hy sy eie dood in die oë kyk. Hoe dink jy het dit gevoel vir die Filippense om hierdie brief te lees, en wat moes dit met hulle eie siening van lyding en dood gedoen het? Nou, ons gaan nou nie vanaand daaroor gesels nie, maar dis dalk iets wat ons vorentoe baie versigtig bietjie oor kan gesels. Ek lees nou so af en toe, ek lees nie eintlik koerant nie, net die hoofopskrifte, en dan raak ek so bang en gooi ek dit een kant toe. Maar die hele wêreldwye debat nou oor genade dood, as ek dit so kan noem in aanhalingstekens, en ek is nie eers lus om daar te begin krap of gesels nie, maar toe ek hierdie voorberei het ek besef dat 'n mens nie namens iemand anders kan besluit nie, maar dat as 'n mens nou voel jy wil nou maar gaan, jy wil nou maar liewer by die Here gaan wees, is dit nie 'n bietjie selfsugtig nie? 'n Mens kan seker nog tot op jou laaste vir ander mense iets beteken. Paulus het gesê ek sal maar bly lewe solank as ek vir julle nog 'n bietjie kan iets beteken. En dit het my laat dink aan 'n oom hier in ons gemeente wat baie siek was. Maar eendag het hy vir ons gesê, ja, hy's nog lewendig. Hy sê ek sal lewe tot ek die dag doodgaan. En ek dink dit was maar Paulus se benadering ook. Ons gaan nie voor die tyd probeer gaan nie. Jy sê my, is dit verkeerd om gemens wat baie party mense sê, jy weet, soos wat Dominee nou gesê het, maar dan sal hulle nou nie siek of amper dood nie. Dan sê hulle, ag, ek wou eintlik nou by Jesus wees. Nou is dit eintlik verkeerd om dit te doen, want jy is op aarde geplaas totdat jy jou einde gekry het. Hoe moet kan mens sulke mense sê, nee, jy moet nie so sê nie, of ons julle liewes. Ja, dan nie, dit hang maar van die konteks af. Ek weet, baie keer as ouer mense alleen is en hulle geliefde eggenoot is nou al in die hemel, dan het ek al baie gehoor mense sê, ag nee, wat die Here kan my nou maar kom haal. Maar dis nie soos in
fatalisties, ek wil nou sommer net doodgaan nie, maar hulle hinker maar net daarna om ook daar te kan wees. Ek dink nie dit is verkeerd nie. Behalwe as 'n mens dan jou mense wat nog saam met jou is afskeep. Ek meen mens moet nou nie so hinker om te gaan dat jy die mense hier wat jy nog voor kan iets beteken afskeep nie. Solank so Tannie is reg, solank 'n mens nog asemhaal en jy kan nog vir mense bid of net aan hulle dink of net vir hulle glimlag. Ja. Maar ons kan nie ooit namens iemand anders praat nie. Ek weet nie, ons sal bietjie eendag lank voorberei dalk vir so 'n gesprek, want dit is ook nou nie iets wat mens sommer so uit die duim uit wil suig nie, maar ek sê altyd, mens kan nie in iemand anders se skoene gestaan het nie. Ek en partykeer, ons het dit dalk al almal in ons families gehad, dat dat die dokters kom, David sal vir ons kan vertel, en dat hulle vir jou sê, maar hier is nie meer 'n kans oor nie, die persoon gaan nie menslik gesproke ooit weer 'n lewe of bykom nie, en dan moet die familie nou maar besluit oor of die masjiene moet af of nie. Dit is nie iets wat mens saam of namens iemand kan besluit nie. En ek dink hieroor net, mens moet nou nie die hele tyd oor die dood praat nie, maar dit is goed om 'n bietjie met jou familie net te gesels, dat dit vir hulle gemoedsrus gee, as dit die dag ooit op so 'n punt sou kom, dat 'n mens maar so 'n bietjie daaroor gesels. Mens moet nie bang wees om te praat oor as jy gaan die dag nie, maar mens moet ook nou nie 'n obsessie hê daarmee. Ek weet nie, ek gee nie om nie. Maar ek wil ook net daarom doel kan dien. Soos Marita eendag gesê het, sy sê, wat kan ek wys? Want sy bedoel nou, sê nou maar, sy was hier professor of wat nie. Dis net jy kan jou kinders wys. Nou my man, hy's 'n bietjie terughoudend nou in hierdie saak. Hy praat nie daaroor en so nie. As ons daarvan praat, dan hy sal opstaan en loop. en dan maak ek moeite partykeer. Dan sal hy luister, maar hy wil nie daaroor praat. Ja. Nee, dan nie almal wil of kan daaroor gesels nie. Party mense vermy die onderwerp van die dood en veral hulle eie dood, asof dit nou regtig sleg is, maar is elkeen sy eie keuse, maar party mense wil glad nie daaroor praat nie, dan respekteer mense dit, maar mense hoef nie bang te wees om net sommer so 'n bietjie te gesels. Ek het 'n paar mooi stories, maar kan julle nie nou vanaand met stories besig hou nie. Ek wil net vinnig sê wat my ma, ek dink ek het dit al vertel, my ma het gesê toe my pa oorlede is, en toe word sy met kanker gediagnoseer, en sy besef toe, dis nou haar beurt kom nou aan. Toe sê sy eendag vir my, sy het vir die liewe Here gesê, hy kan nou maar kom haal, maar dis darem nie te sleg hier by die kinders nie. Ja. Dit is amper maar soos Paulus, nee. Ja, presies. As ons nou verder gaan, dan is dit nou daai laaste gedeelte wat ons eintlik vanaand sou mee begin het, as ons laasweek klaar gekry het, so kom ons gaan maar net met hom aan. Dis eintlik maar die laaste deel van daai hoofstuk, so dit sluit in 'n mate aan. Paulus sê in vers 27, hy sê nou nog net dit. Nou praat hy weer met die gemeente vir wie hy skryf. Hy sê, tree so op, dat dit die evangelie van Christus waardig is, sodat, of ek kom en julle sien, of nie teenwoordig is nie, ek aangaande julle omstandighede mag hoor, dat julle in een gees vasstaan, en een van hart en siel saamstry vir die geloof in die evangelie, en julle in geen opsig deur julle teenstanders laat afskrik nie. Vir hulle is dit 'n teken van ondergang, maar vir julle is dit 'n teken van verlossing, en dit kom van God. Dit is immers ter wille van Christus aan julle as gawe gegee, om nie net in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Julle stry dieselfde stryd wat julle my sien stry het, en waarvan julle nou hoor dat ek nog steeds stry. So Paulus gee vir hulle baie moed, en hy raal so 'n bietjie hulle roeping opdrag vir hulle, nee. So die verbinding met die vorige gedeelte skryf ons hierso, het Paulus, ons het hom hoor praat daar by die vorige gedeelte oor sy eie lyding, hoe hy dit verstaan en hoe hy daardeur gebly het, vreugde gehad het, ten spyte van sy lyding. Maar hy het geworstel met die vraag of hy sou lewe of sterwe, en uiteindelik besluit om te bly ter wille van die gemeente. Sy lyding was nie sinloos nie. Dit het die evangelie bevorder en ander gelowiges aangevuur. Nou gaan hy voort om dieselfde
in aanhalingstekens raamwerk op die gemeente toe te pas en wat hy self deurleef het, vra hy nou ook van hulle. Die oorgang is subtiel maar beduidend. Paulus praat nie meer as iemand wat oor homself nadink nie. Hy praat as iemand wat sy gemeente in die oë kyk en vir hulle sê, julle is nou aan die beurt. Dis nou julle beurt. So die vraag sê, eerste vraag 1. Paulus het in die vorige paragrawe sy eie lyding deurleef voordat hy die gemeente oor hulle sin aanspreek. Nou waarom is dit belangrik dat 'n leier of enige iemand anders eintlik eers self iets deurgaan voordat hulle ander mense kan probeer leer of lei deur so 'n situasie? Hoe voel julle as julle dalk met iemand moet gaan gesels en julle weet die persoon het 'n bietjie nie jou eie hy sal nooit jou skoene kon volstaan nie, maar dat hulle daarom 'n soortgelyke ervaring gehad het. En Paulus nou hoog en droog ergens in sy kasteel gesit het en geen lyding ervaar het nie, so hy baie moeilik vir hulle kon sê om vas te byt as hulle lyding deurgaan nie. Is dit belangrik dat 'n leier self deur iets gegaan het? Ek dink dis belangrik dan praat jy uit ondervinding, dan weet hy hoe dit voel en hy kan simpatiseer met iemand wat deur so iets gaan. Iemand wat nie deur so iets gegaan het, is moeilik om vir iemand te vertel hoe dit is om sy geliefde verloor. Wat ook at least kan jy vir ander mense vertel wat aangaan. Jy is reg, Chris. Niemand nie 'n leier of enige medegelowige kan, en ons moet ook nooit vir iemand sê, ek weet presies hoe jy voel nie. Ek word sommer vies as iemand dit sê, want hulle kan nie presies weet hoe iemand anders voel nie, maar ek verstaan die simpatie, die meelewing, dis belangrik. Maar dan kan hy, soos Chris gesê het nou, dan kan 'n mens daarom, 'n mens hoef nou nie te loop en soek vir iemand wat presies dieselfde gehad het as jy of naaste by dieselfde nie, maar dis net lekker of goed as iemand anders so 'n bietjie uit ondervinding kan simpatie en empatie kan hê. Ek het byvoorbeeld op 'n stadium een van die predikante wat op 'n jongerige ouderdom deur 'n moeilike egskeiding gegaan het, maar daar was nou nie snaakse goed of sake nie, so hy het sy bediening behou, maar hy het toe 'n baie goeie bediening daarna gehad met saamgestelde gesinne. Daar's duisende gesinne wat uit tweede huwelike bestaan en hulle het dit geniet om na hom toe te gaan want hulle het geweet hy praat uit ondervinding. So maar hy het ook vir ons gesê, met asseblief net nooit vir iemand sê ek weet presies waarheen jy nou gaan nie. Ja. Nou ja, ek gedink ook wat ek net daaroor wil noem, maar dis sommer net iets vir julle om aan te dink. In die moderne tyd van ons nou, die tyd waarin ons leef in hierdie bediening en miskien hierdie moderne samelewing, is daar ook nadele aan hierdie goed. Ek dink daar het 'n era gekom, is maar my waarneming, dat leiers soos byvoorbeeld predikante baie privaat is oor wat hulle deurgegaan het. Want hulle kry nie noodwendig simpatie uit die gemeente nie op 'n stadium, maar dit is nou so 'n bietjie verby, hoop ek, het die mense, predikante en pastore en kerkleiers op sulke troontjies gesit, dat as so 'n persoon deur 'n swaar ding gaan, dan kan mens dit amper nie glo nie, weet hy is dan so, soos die Engelse sê, self-sufficient, en die Here sal hom dan vir alles beskerm en bewaar. En toe het predikante op 'n stadium begin om hulle kwesbaarheid eerlik te getuig. Die Engelse praat van vulnerability, dat hulle kon sê vir hulle gemeentes, hoorie, ek het ook gesukkel, sê nou maar met depressie of met 'n egskeiding of met 'n probleem, en dit is hoe die Here my daardeur gehelp het. Maar toe ek jonk was, het dominees nie sulke goed belei nie. Nou ja, ek wil ook nou die laat ons nou maar liewer sê, ek wil, dit is moeilik om na 'n ou toe te gaan wat 'n verskriklike getuienis het. Jy hoop maar net hy's heeltemal deur aan die ander kant uit. Goed, maar nou ja, genoeg daarvan. Die tweede vraag, is dit redelik van Paulus om van die gemeente te verwag wat hy self doen? Wanneer word sulke verwagtinge inspirerend en wanneer is dit eintlik onregverdig? Mag Paulus dit van hulle vra? Nee, hy mag seker dit sal, maar jy weet, jy weet, elke ou het nie die ervaring gehad wat hy gehad het nie. Ja. So, hulle kan nie heeltemal
Hulle kan nie heeltemal weer gee wat hy kon nie. Jy weet, is so nie, ja. Ja, dis reg Tannie, ek dink ook so. Ek dink amper hy het meer bedoel dat hy wil hulle moed inpraat, sê julle gaan ook swaar kry, want hulle het geweet die Christene, hulle gaan dit nie maanskyn en rose hê nie. Toe sê hy maar kyk maar bietjie na my, en hy het dit nooit braggerig of spoggerig bedoel nie. Het gesê ek bly blymoedig in my lyding, so ek dink julle kan ook dit doen. So dit is net eintlik meer 'n aansporing, sou ek sê, vir hulle, 'n inspirasie. Ja, weet jy nie, dit is ook so. Jy weet, Paulus het seker, soos ek nou dink, hy het seker baie na aan die Here geleef en probeer leef. Waar ons, wel ek probeer so na aan God leef, maar daar is tog dinge wat dit bietjie verhoed en so aan. Dan sal ek dink, nou hoe kan daai mens sê God het met hom gepraat, maar ek kan nie sy stem hoor nie. Maar dan is dit ook nou, ons hoor sy stem op verskillende maniere. En ja, nee, Paulus het regtig baie na God geleef. Ek het nog 'n lang pad om daar te kom. 'n Mens probeer, jy probeer, maar kyk, Paulus was enig in die evangelie. Ja, nee Tannie, dit is so. Dan is heeltemal reg. Maar Tannie moet onthou nie, ons is almal baie naby aan die Here. Maar Tannie is baie akkuraat toe jy gesê het, ons hoor hom op verskillende maniere, ons ervaar hom verskillend. En Paulus was uniek. Kyk, daar was nie eers een van die ander apostels wat daai radikale bekering gehad het wat hy gehad het. Daar was baie Christene daarna, maar hulle het nie almal daai roeping gehad soos ek nou gesê het om die hele Europa met die evangelie te verower nie. En hy was verskriklik toegewyd en hardwerkend. Dit was in sy aard. Hy was so voordat hy tot bekering gekom het, en so hy het nog net eenvoudig sy temperament behou van 'n ou wat werk tot op die laaste. En die Here ken ons almal, ons is uniek, maar ons is naby aan hom, en ek dink ons moet net wees wie die Here wil hê ons moet wees. Maar wat ons nou by Paulus kan leer is sy blymoedigheid tydens swaar kry. Ek meen, ons het dit al 'n paar keer gehoor, hy sit in die tronk en hy sê, nee, moenie oor my bekommerd wees nie, en hulle sing liedere. So, en dit is baie keer maak dit my so 'n bietjie skaam as ek begin mor wanneer ek swaar kry. Dan dink ek net gou aan Paulus en Silas, en dan dink ek, nee, wag 'n bietjie. Ja. Ja, nou die laaste vraag hierso voordat ons aangaan, sê net, maar dis eintlik maar 'n voor die hand liggende vraag. Hoe verander dit jou siening van 'n vermaaning as jy weet dat die persoon wat dit gee self ook daardeur gelei het of lei? Nou ja, vermaaning is nooit vir ons lekker nie, maar ek dink miskien vat dit maar in die konteks dat as iemand vir jou sê, jong, ek dink so en so, maar jy weet die persoon praat uit ondervinding, dan luister 'n mens dalk 'n bietjie. Dit is nooit lekker as iemand so half uit die hoogte uit vir jou kom vermaan of raad gee of kritiek gee nie. Maar as iemand kan sê, ek het so 'n bietjie ervaring. Ek sê maar partykeer so, selfs oor dood in die familie, dan sê ek, jong, ons gaan almal deur sulke goed, maar ek kan nie sê hoe jy voel nie. Ek het so 'n klein bietjie daarvan beleef. Dat hulle daarom net hoor, ek het 'n bietjie daarvan beleef, maar ek probeer nie maak asof ek nou dieselfde lyding het as hulle nie. Goed, dan die oproep tot 'n waardige lewenswyse. Dis eintlik wat Paulus nou maar hier vir hulle vra. Hy sê mos daar met hierdie Griekse woord wat letterlik beteken eintlik tree op as burgers. So leef soos burgers wat die koninkryk werd is of waardig is. Nou dis my enigste keer in al sy briewe dat hy hierdie Griekse woord gebruik. Nou sê hulle dit is 'n belangrike feit, want dit is 'n veelzeggende woordkeuse. Filippi was 'n Romeinse kolonie en die inwoners was trots op hulle Romeinse burgerstatus, want dit het vir hulle voorregte en regte en 'n bepaalde lewenswyse meegebring. Kyk, die Romeine was 'n sterk groep nasie, as mense dit so wil noem, maar hulle het na hulle eie mense gekyk.
So die gemeente sou dadelik verstaan het wat Paulus bedoel. Julle het 'n burgerskap, dan sê hy, maar nou het julle 'n ander burgerskap. Julle is burgers van die hemelse ryk en dit vra 'n ander lewenswyse. Die 2020 vertaling gee dit weer as hy tree so op. Hy sê tree op soos burgers, wat korrek is. Maar dit kan sterker vertaal word. Die dieper betekenis is leef as mense wat aan 'n ander koninkryk behoort. Paulus sal hierdie gedagte later in sy brief verder uitbou, as ons by hoofstuk 3 kom, waar hy gaan sê, ons is burgers van die hemel. In hoofstuk 3 vers 20 sal ons nog daarby uitkom. Nou sê hy maar net vir hulle leef dan, soos burgers van die hemel. Die maatstaf vir hierdie lewenswyse is beslis nie sosiale aanvaarding, persoonlike gemak of selfs morele fatsoenlikheid nie. Dit is die evangelie van Christus. Die vraag is nie, leef ek 'n goeie lewe nie, maar leef ek 'n lewe wat die evangelie waardig is. En daardie sinnetjie kom so uit die 53 vertaling. Hy sê leef dat julle die evangelie waardig is. En dit sluit aan by Efesiërs 4 vers 1 waar Paulus dieselfde oproep met dieselfde woord doen. Hy sê ek vermaan julle dan om te wandel op 'n wyse wat die roeping waardig is waarmee julle geroep is. Nou dieselfde woord bedoelende daai woord van waardig. Gebruik hy weer die woord waardig. In die 83 vertaling staan daar in Efesiërs 4 vers 1, ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Paulus het maar gedurig die gemeentes aangespoor, soos ons nou maar, is nou 'n Engelse uitdrukking, om te practice what you preach, nee, as mens sê jy is 'n kind van die Here, hy sê dan moet jy dit waardig wees, jou burgerskap. Hy gebruik die beeld van burgerskap om op te tree volgens die reëls en waardes van 'n bepaalde koninkryk. Nou watter konkrete verskil behoort dit in die praktyk te maak as 'n mens se primêre lojaliteit by die koninkryk van God lê, eerder as by die land, die kultuur of die gemeenskap waarin jy leef? Ek het al 'n paar keer gesien dat mense dit vir my, en ek sal nooit oordeel nie, maar dit voel vir my hulle is meer lojaal aan hulle kultuur of hulle gemeenskap as aan die koninkryk. Dis dalk omdat die koninkryk vir ons in 'n mate onsigbaar is, nê. Maar as mens die Bybel lees en jy Jesus liefhet, dan weet jy wat jy weet. Jy's 'n burger van die koninkryk. Nie, jy's eers 'n Christen en dan's jy 'n Afrikaner en 'n Suid-Afrikaner en 'n Laagvelder. Daai goeters kom later. Dink julle dis billik van Paulus om dit vir ons te sê? Ons kom almal uit die era van ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Maar ons sing dit nie sommer ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir u koning Jesus nie. Ek dink tog is baie belangrik dat as jy 'n kind van die Here is, moet dit die eerste ding wees wat jy voorgaan leef. Jy gaan nie meer leef as 'n mens van hierdie wêreld, want die wêreld is vir jou agter jou gesit. En dit sal ook, as jy dit reg doen, sal dit ander mense of either kwaad maak of hulle begeerte laat gee dat hulle ook so kan doen. Want iemand wat toch vir die koninkryk leef, is losgemaak van die wêreld, die vry, ek meen, die vrede. Dit is by die Here vir ons, die bring ons vrede. Ja, nee, is reg, Chris. Partykeer dink ek ons is net burgers van die hemel. Die ander goed is nie vir God in sy perspektief so belangrik soos wat ons dink dit is nie. Goed, die maatstaf is nie leef ek 'n goeie lewe nie, maar leef ek 'n lewe wat die evangelie waardig is. Nou hoe verskil hierdie twee standaarde in die praktyk? Wat sê julle? Ek dink mens kan maar net dink daaraan vir jouself, bietjie in jou eie gedagtes, in jou eie hart. Hoe lyk my lewe of 'n mens se lewe wat die evangelie waardig is? Dis maar net wat ons weet ons roeping op aarde is, nê? Soos Tannie Jessie nou gesê het oor Marita, nê?
Of mens nou 'n professor was of 'n geesteskepper of wat ook al, solank mens die evangelie waardig is jy uitblinker in God se oë. Paulus sê ook al hierdie ander goed, jou lang CV en jou herkoms en daai goed is nie wat tel nie, maar of jou lewe die evangelie waardig is. En dan hoef mens nie te voel ek het nou nie dalk baie bereik nie of baie mense bereik nie. Solank 'n mens se lewe getuie vir Jesus is dit wat hy wil hê. Ja, ek kon nou eintlik daarby gevoeg het. Toe ek vir haar sê, kyk na jou kinders, moes ek gesê het, kyk na jou geloof. Is so, ja. Mens moet altyd daaraan vashou. Ek bedoel, dit is wat Dominee sê, wat maak dit saak wat jy op aarde is, solank jy jou geloof het, en dan dit uitleef, en dan dit gaan uitdra, ja. Nee, dis reg, Tannie. Ek het al gewonder, ek sal miskien eendag, as ek dalk weer 'n slag by hierdie teks verbykom in 'n preek. My mening is, ons leef te veel soos wêreldburgers wat in die aand net gou met ons Vader gaan gesels. Maar wat daarvan as ons dit andersom doen en sê, ek is 'n koningskind, ek gaan nou my koninklike toga aantrek of my kleed of my uniform en nou gaan ek dorp toe. Maar daar in die dorp, in die winkels of by die kuierplek of by die braaivleis gaan ek nou die koning van my koninkryk verteenwoordig. En ons doen dit baie keer andersom. Ons is maar wêrelds en ek bedoel dit nou nie lelik nie, maar ons dra die baadjie van die wêreld en dan in die aand trek ons hom uit en gaan praat ons met die Vader. Maar ons moet dit andersom doen. Ons moet oral waar ons gaan besef, hier stap ek nou in by hierdie kuierplek of hierdie braaivleis of hierdie werkplek, hierdie winkel en hier verteenwoordig ek nou vir Christus. En die mense moet dit aan my kan sien. En ek dink dit is wat Paulus dalk hier bedoel. Hy sê ons moet oral waar ons gaan leef dat ons die evangelie waardig is. Nou die derde vraag sê, Paulus sê dit ongeag of hy fisies teenwoordig is of nie, hy sê maak nou nie saak of ek daar by julle is en of julle my brief lees nie, die lewenswyse moet nie van sy toesig afhang nie. So dit is maar oor die verskil tussen ons openbare en ons private lewe as 'n Christen. Nou ons as volwassenes voel ons kyk mooi na onsself en dit is ook reg so, maar daar is ook iets van die gemeenskap van gelowiges. En een voorbeeld wat ek net aangedink het, is dat, maar dis maar ongelukkig baie keer as dit 'n slegte voorbeeld is, as iemand sê maar, hulle het 'n lidmaat gesien of gehoor wat lelik praat of haar swak gedra aan die openbaar, dan kom 'n mens agter, daar's dalk 'n verskil tussen daardie persoon se openbare lewe en sy lewe by die kerk of sy privaat lewe. En Paulus sê dit moet nie 'n verskil wees nie, of ek nou daar is of nie, julle moet altyd julle getuienis uitleef. Ja, dit is so. Ja. Nou, die volgende gedeelte is nou vers 27 en 28, waar hy twee sterk beelde gebruik om die gemeente se roeping te beskryf. Die eerste is 'n militêre een. Hy sê ons moet in een gees vas staan. Nou, dit is letterlik die beeld van soldate wat skouer aan skouer staan in 'n gevegsformasie. Daar's 'n spelfout, sorry. Sodat niemand deur die vyand omsingel kan word nie. En die tweede konteks is atleties, een van hart en siel saam stry. Dit is nou meer spansport gerig, dink ek, die beeld van spanatlete wat saamwerk vir dieselfde oorwinning. Nou, ons gaan nou nie rugby praat nie, maar partykeer moet hulle een van hart en siel saam stry om te wen. Maar ook die oorlogbeeld, nee, ons hou nou nie van oorlog, ek hou nie van oorlog nie, maar daardie soldate moes letterlik skouer aan skouer saam staan, want dit was maar 'n vredespel, hulle het mekaar bestorm, en dan as jy jou formasie kan hou, dan kan die vyand nie deurkom nie. So dis daardie woorde wat hy gebruik vir saam staan en vas staan. Die 83 vertaling sê, dan sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die geloof in die evangelie. Mens kan dit amper nie sterker stel as dit nie, nee. In volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die geloof in die evangelie.
Nou die konteks was natuurlik ook anders as in ons tyd. Hulle was die nuwe godsdiens in 'n wêreld waar dit anders was. So hulle het moes saam staan en saam stry vir die evangelie. Ons moet ook, maar ons het nie altyd hierdie groot geveg aan nie, nê. Nou albei hierdie beelde, of dit nou die militêre of die sportene is, beklemtoon maar dieselfde waarheid. Die geloofslewe is nie 'n private aangeleentheid nie. Die gemeente is nie 'n versameling individue wat toevallig dieselfde gebou besoek of aan dieselfde vereniging of klub behoort nie. Dit is 'n familie en 'n span of 'n militêre eenheid as jy wil. En eenheid is nie 'n opsionele ekstra nie. Dis eintlik 'n oorlewingsvereiste. En nou, dit sien mense meestal maar in tye van swaar kry, dan hoor mense hoe 'n gemeente saam staan. Of families, as daar siekte of dood in 'n familie is, dan kom die familie bymekaar en dan staan hulle saam. Maar mense moet nie wag tot die moeilikheid kom nie, nê. En dan kom die teenstanders. Paulus erken hulle sonder om hulle te vrees. Wat merkwaardig is hoe hy die gemeente se reaksie op hierdie teenstanders beskryf. Hulle moenie hulle in geen enige opsig laat afskrik nie. Nou die Griekse woord vir afskrik word gebruik vir 'n perd wat skrik en op loop gaan. 'n Skielike irrasionele vlugreaksie. So Paulus sê moenie soos 'n skrikkerige perd reageer as daar druk op jou is nie. Staan sterk. Nou die ironie is teologies nogal diep. Die gemeente se onverskrokkenheid is self 'n boodskap aan die teenstanders, want hy sê vir hulle, dis vir hulle die teenstanders 'n teken van hulle ondergang. As hulle sien die gelowiges gaan nie skrik nie, dan besef hulle, hulle het nou hier met 'n ander teenstander te doen. Nie omdat die gemeente hulle haat nie, maar omdat die gemeente se standvastigheid getuig van 'n mag wat die teenstanders nie kan verklaar of oorwin nie. Want tussen die vyand is daar nie altyd 'n samewerking nie, nê. Maar was in Jesus se geval toe die Fariseërs en die Sadduseërs en die Herodiane saamgespan het om hom te laat doodmaak, maar dit gebeur nie sommer nie. 1 Petrus 3 vers 14 en 15 sê hy, wees nie bang vir hulle nie, maar heilig die Here Jesus Christus in julle harte. Of die 83 vertaling ken ons seker beter, moenie vir mense bang wees en julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Goed, 'n paar vrae. Ek wil net sien hoe ver is ons en ons het nog 15 minute. Ons kan dalk klaar kry, maar ons hoef nie te jaag nie. Paulus gebruik die beeld van hierdie militêre gevegsformasie, soldate wat skouer aan skouer staan sodat niemand omsingel kan word of dat daar nie deur gebreek kan word deur hierdie skans nie. Nou hoe goed beskryf dit ons eie gemeente se onderlinge verhoudings? Waar is die swak plekke in die formasie? En die konteks is bietjie anders, nê. Ons het nie hierdie groot geveg teen 'n ek dink dat jy het ons teen 'n on-Christelike regering of 'n mag wat oor ons heers, maar ons ek voel nie ons het hierdie sterk formasie nie, want dit is nie vir ons so noodsaaklik op hierdie stadium dalk nie, nê. Ek dink die swak plekke wat hulle hier oor vra is, maar wanneer daar onderlinge verdeeldheid in 'n gemeente is, dan kan 'n gemeente nie saam staan nie. Johannes, maar is dit nie ook dat soms dat ons al maklik geraak en partykeer nie sien wanneer daar moeilikheid kom wat ons al sê hoe die koeke vrou is nie om in die warm water in te gooi nie, maar stadig die warm water warm. Soms is ons al klaar, ons weet nie, ons moet gereed staan op die wagpos en goeders raak sien en mekaar laat weet maar hier is moeilikheid aan die kom. Dink jy dit wat ons dalk al gemaklik geraak met dit wat alreeds ons lewe aangaan? Ja, is reg, Chris. Kyk, dis nou 'n ander ding van soldate, nê. Hulle het wag gestaan en hulle was waaksaam. Hulle het uitgekyk vir die moeilikheid en dit probeer sien as dit nog ver aankom, nê. En jy's reg, ons sien dit nie altyd nie. Maar daarvoor het ons ook verskillende gawes. Die wat dit vinniger en makliker raak sien, moet dan die res van die familie waarsku en dan moet 'n mens probeer saam staan, nê. Dis dink ek wat Paulus sê. En nommer 2 sê eenheid in 'n gemeente is maklik as alles goed gaan.
Maar watter soort druk of teenstand bring werklike eenheid na vore en watter soort druk breek dit af? So ja, dit kan nou 'n lang gesprek ook afgee, maar ons kan daaroor praat. Ek dink as daar iets is wat die hele samelewing bedreig, kom ons praat nou maar sommer byvoorbeeld van 'n groot droogte of in ons land hoop ek nie daar kom 'n oorlog nie, maar dan staan die Christene baie keer makliker saam. Maar soos Chris ook nou gesê het, as daar ander goed kom wat insluip en verdeeldheid bring, dan kan dit hierdie gemeente se saamstaan afbreek in plaas van sterker maak, nê. Nou, ek dink nou Dominee aan die tyd toe ek dink dit was ook met die politiek. Ek was baie jonk daai tyd, so ja, dit was ook nogal politieke stories, ja. Nie so lekker nie. Ja, is so dan nie. Verdeeldheid is nooit 'n lekker ding Ja, nie. verdeeldheid, ja. Ja, jette. En die derde punt sê Paulus sê die gemeente se standvastigheid op sigself is 'n teken aan die teenstanders. Wat sê die manier waarop Christene teenstand hanteer aan die wêreld rondom hulle? Of dit nou positief is of negatief. Ek dink ons het nou al 'n bietjie hieroor gepraat. Ek glo en ek hoop dat teenstanders sal dit raak sien as Christene saam staan en besef dat daar 'n band wat ons bind wat hulle nie het nie, nê. Ja. Wanneer is dit reg om sterk te staan in die gesig van teenstand en wanneer is dit wysheid om te onttrek en hoe onderskei 'n mens tussen hierdie twee? Dit is dalk 'n bietjie 'n tegniese vraag, maar ek dink hoe ek dit nou verstaan het toe ek hier gelees het voor die tyd ook is slimmer mense as ek het al gesê, mens hoef nie in elke geveg betrokke te raak nie. Die wêreld daar buite is baie lief om van elke ding 'n bespreking en 'n bekleierery te maak en dan ek is maar geneig om eers 'n bietjie terug te staan en die kat uit die boom te kyk. Mense hoef nie dadelik in te spring en saam te beklei en naels te wys nie. Partykeer moet 'n mens 'n bietjie terug staan, maar as dit oor ons integriteit as kinders van God en as dit oor sy eer gaan, dan moet ons nie onttrek nie, dan moet ons nie terugduins nie. Die laaste, ja, sê maar Tannie. Ek sal ook sê, sterk staan is wanneer jy vir die waarheid staan. Soos nou, jy weet in 'n gemeente so, as dit nie die waarheid is nie, wel, ja, dan sal ek ook maar bietjie terug staan. Ja, Tannie, ek het nou, toe Tannie dit noem, toe dink ek sommer net skielik aan Martin Luther, wat weerstand gebied het tot op 'n punt dat hy sê, nou, ek gaan nie terug staan nie, hier moet julle my nou maar stenig of uitgooi, maar ek gaan nie so toegee nie. En dit is soos Tannie sê, as mens weet, dit gaan oor die eer van God en die waarheid van sy woord en sy evangelie, dan kan ons maar sterk staan en hoef ons nie terug te duins nie. Ja. Nou in hierdie laaste 2 verse praat Paulus oor dat die lydings eintlik 'n geskenk, 'n gawe. Paulus maak dit vir ons nogal moeilik, nê. Maar dis hulle noem dit die teologiese hoogtepunt van hierdie gedeelte. Dit is 'n stelling wat moderne lesers ongemaklik kan maak, want hy sê lyding is nie bloot iets wat 'n Christen verduur nie. Dis iets wat vir ons gegee is, maar dit is nie straf nie. Onthou nou, daar's 'n verskil tussen straf en lyding. Die hele wêreld, sê Paulus in Romeine 8, sug, ons is onderworpe aan 'n lyding. Nou die Griekse woord vir die geskenk is eucharistie en dit kom van dieselfde wortel as charis wat genade beteken, genade geskenke, genade gawes, dis in daai selfde konteks. Dieselfde soort woord wat gebruik word as vir 'n geskenk wat jy ontvang. 'n Gewone aardse geskenk was ook 'n eucharistie. Paulus sê letterlik die voorreg om vir Christus te ly is aan julle geskenk. Dit is 'n gawe, nie 'n straf nie. Nou dis nogal 'n radikale herwaardering van lyding, een wat slegs sin maak as Christus se eie lyding werklik betekenisvol was. As die kruis die middelpunt van die geskiedenis is, dan is dit om deel te hê aan Christus se lyding nie 'n ongeluk nie, maar 'n voorreg. En in Romeine 8 vers 17 het hy dit so gestel, as kinders, dan is ons ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons inderdaad saam met hom ly.
Nou daardie eerste generasies Christene het regtig baie saam en namens Christus gelei. Dit was vir die meeste van hulle eer en 'n voorreg. Dit was nie vir hulle straf nie. Maar dan voeg Paulus so iets persoonliks by. Hy sê julle stry dieselfde stryd wat julle my voorheen sien stry het. So hy bind so 'n bietjie sy eie lyding aan hulle sin. Nie as 'n voorbeeld wat hulle moet navolg nie, maar as 'n bewys dat hulle nie alleen is nie. Hy's nie 'n afwesige leier wat van ver af opdragte gee nie. Al is hy nou in 'n ander plek in die gevangenis, en as hy skryf dan sê hy 'n medestryder wat self in daardie selfde formasie staan. Want mense hoef nie fisies by mekaar te wees as Christene om saam te staan nie, nê. En dit is wat in Grieks koinonia genoem word, gemeenskap van gelowiges, samehorigheid of solidariteit. Nie bloot vriendskap nie, maar 'n gedeelde lot. Die gemeente in Filippi lei nie alleen nie. Hulle lei saam met Paulus en uiteindelik saam met Christus self. Paulus sê lyding vir Christus is aan gelowiges gegee soos 'n gawe. Nou hoe laat dit ons reageer? Is dit vir ons troosvol, vreemd of maak dit ons 'n bietjie ongemaklik om te hoor ons het hierdie geskenk gekry om te ly? Johannes, ek dink terwyl jy daarvan gelees het, dink ek sommer aan daai daar in Arabië of waar ook al, ek kan nie lekker onthou nie waar hulle die mans tereggestel het op 'n video wat hulle Christene geonthoofd het. En ek kan onthou oom Angus het nog vertel van die een ou was nie eers 'n Christen nie, en hy het maar net geluister na hoe die ander mense daaroor gepraat het, en hy hulle hom wil teregstel toe hy nie eers teestand gebring nie. En dan soos jy sê, dit is 'n gawe, jy weet, dit is toch so belangrik om te weet, luister maar, ek weet, ek gee my lewe vir wat Jesus kom doen het op hierdie kruis. Maar so dis 'n gawe en dat God jou nog uitgekies het ook om vir dit te kan sterf. Veel te meer is dit nie beter nie. Ja. Nee, verseker, Chris. Ons dink nou dalk nie so daaroor nie. Ons is so 'n klein bietjie verwyderd, miskien omdat ons 2000 jaar later leef, maar die eerste Christene was vir die meeste van hulle voorreg om te ly. Hulle het dit beskou as nie martelaarskap, so ek moet nou instorm en ek moet seer kry en ek moet bloed wys om te kan wys ek is 'n gelowige nie. Maar as die lyding gekom het, was dit vir hulle 'n voorreg. Julle kan maar 'n bietjie gaan lees self oor Petrus en Jakobus en Johannes wat sê julle moet bly wees as daar lyding oor julle pad kom, want dis 'n teken dat ons dra saam met Christus aan sy lyding. Ek dink dis wat die tweede punt hierso ook op afkom, Romeine 8 vers 17 wat gesê het, ons is mede-erfgename van Christus as ons inderdaad saam met hom ly. En dan vra hulle, wat is die verband tussen lyding en erfenis en waarom maak dit sin binne die logika van die evangelie? Dit klink nou tegnies en hoogdrawend, maar dit kom maar net daarop neer dat as die mens nou, dis hoekom ek daarby gevoeg het, lees Romeine 8 vers 18, want dis net daarna dan sê Paulus, ek is daarvan oortuig dat die heerlikheid wat vir ons in die vooruitsig is, nie naaste by opweeg teen die lyding waardeur ons nou gaan nie. Paulus het altyd vorentoe ook gekyk en gesê, die lyding is nou tydelik, maar die verheerliking kom en dit wag vir ons. En ek sal 'n bietjie gaan kyk, maar ek het dit ergens by Petrus ook raak gelees, dat hy in een van sy briewe skryf, hy weet sy einde kom nader, want Jesus het dit immers vir hom gesê, dit gaan met hom gebeur, en hy sê, hy is nie bang of bekommerd nie, hy weet sy einde kom nader, en hy weet hy gaan ook doodgemaak word. Nommer 3 sê, Paulus sê die gemeente stry dieselfde stryd as hy. Wat beteken dit vir die gemeente om te weet dat hulle leier dieselfde stryd stry? Ons het nou 'n bietjie daaroor gepraat, né? Dit is nie net teorie nie, hy praat nie vanuit sy kantoor of sy doringblok of sy kasteel nie. Hy praat uit ondervinding, maar dit vir my ook gewys dat hy skryf 'n brief, maar hy sê vir hulle eintlik, in die gees is ek eintlik by julle, ek stry saam met julle, ek wil eintlik daar by julle wees, so, maar ek kan nou nie op hierdie stadium. Kom ons kyk wie die laaste een sê, in watter sin is Christelike lyding iets anders as gewone menslike lyding? Is daar 'n verskil? Wat maak die verskil?
Daar is mos maar lyding wat alle mense deurgaan, hè. As ons nou sê die ekonomie druk, dan druk hy vir almal. Maar dan is daar partykeer iets wat ons as gelowiges, as kinders van God dalk ervaar wat bietjie op 'n ander vlak lê as menslike lyding, nê. Ek dink dit is die doel waarvoor jy ly. Dit is nie net of dat jy dom of onbewustel besluit het. Ja, en Chris, ek stem, mens moet, wanneer lyding oor ons pad kom, dan moet ons altyd vra, wil die Here vir my hier uit iets leer? Ek sê baie vir mense, mens moet wegbly van die idee dat dit 'n toets of 'n straf, want Paulus sê lyding is ons almal se lot. Maar die vraag is, hoe hanteer ek dit as 'n kind van God? En wat gaan ek hier uit leer? En ons weet, die Here sal ons sterker aan die kant uitbring, nê. Ons het genoeg tekste wat sê hy is getrou, hy sal ons deurdraai, wat die geloof begin het, sal dit ook volëindig. Is daar enige iemand wat nou nog 'n vraag of 'n opmerking wil maak? Julle is welkom, ons kan nog so 'n minuut of 2 aanbly. Maar as julle kan onthou, ons het met die vorige ronde het Yvette een keer gevra, ons moet praat oor die kenosis. Nou dis nou in hierdie volgende gedeelte. Kenosis is die lediging waar daar staan, Christus het homself ontledig, om leeg gemaak van homself om 'n slaaf te word. So ons gaan nou dalk nie weer so lank daarby stil staan nie, maar dis goed om dit weer 'n slag deur te gaan en net te kyk wat beteken dit as Paulus sê Christus het homself leeg gemaak van homself as koning om 'n slaaf te word en te kom dien, en dan sê hy dieselfde gesindheid moet in ons wees. Goed, kom ek sê vir ons dankie. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan weet, ons praat oor hierdie briewe van Paulus en oor sy motivering en sy inspirasie, maar dis ook ons roeping, dat wanneer daar lyding oor ons pad kom, soos dit maar kom, dat ons dit sal dra en dat ons lewe die evangelie waardig sal wees. Help ons om te verstaan dat ons in die eerste plek en miskien die enigste plek burgers van die koninkryk is. En help ons om te verstaan dat as ons ingaan in enige plek of situasie, dan verteenwoordig ons vir Jesus Christus ons koning. Help ons om dit ook so te kan verstaan. Seën ons en beskerm en bewaar ons in die tyd wat voorlê, elkeen wat hier is en elkeen wat vanaand nie hier kon wees nie. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.